Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend die 30ste Mei 2025, 'n heerlike dag wat Jesus spesiaal vir jou en vir my gegee het. Dis naweek, ons is opgewonde, maar nee, ons is opgewonde want Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Daniel Gerber en my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord en nog 'n bietjie gesels oor betaal die prys. Nou, hoeveel van ons het nie al daai les geleer nie. Besluite wat ons geneem het, keuses wat ons gemaak het, en dis 'n prys wat ek en jy moet betaal daarvoor. Baie kere word ons gewaarsku, moet dit nie doen nie, moenie daai kant toe gaan nie, moenie hierdie transaksie doen nie, moenie daai besluite neem nie. Los, is my keuses, is my besluite, en dan want ek wil en ek sal, en dan gaan ek dit doen. En op die einde van die dag, dan betaal ek en jy die prys van ons besluite, en dit is altyd nie lekker nie, is hartseer, baie keer, dit kos baie geld op die einde van die dag, maar jy moet maar, hoe sê jy, daar's 'n gesegde wat sê, nee, jy moet maar op die harde manier leer, nee, maar hoeveel van ons doen dit nie ook in ons geestelike lewe nie, dat ons hoor die waarskuwings, moet dit nie doen nie, bly weg, en dan gaan ek en jy en ons sê, man, dis nie so bad nie, daar's party sondes wat ons nou nie so sleg is nie, nee. En dan doen ons dit. En dan op die einde van die dag, dan gaan ek en jy die prys moet betaal daarvoor. Nou God se woord sê ook vir ons hierso wat dit is om die prys te betaal. Hy sê hierso in Romeine 6 verse 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En die mense lees altyd net daai gedeelte raak, die genadegawe. So God is genadiglik, hy gaan ons lief hê, hy het die prys betaal alreeds vir my sonde, so ek kan doen en sê en leef soos ek wil, Jesus het klaar die prys betaal. En dit is nie wat dit is nie, die loon van die sonde is die dood, en as ek en jy met die sonde gaan speel, dan gaan ek en jy die loon betaal. Ons gaan daai prys betaal, verseker. Oor die ander gedeelte is Romeine 6 vers 16, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So ek en jy het hierdie keuse om te maak, gaan ons gehoorsaam wees, gaan ons die prys betaal van die dood, die sonde, of gaan ek en jy dit los, en sê, weet jy wat, ek weet, dit waarmee ek nou besig is nie van die Here af nie, en as ek nie gaan ophou daarmee nie, gaan ek die prys moet betaal. Hoekom wil jy wag, tot jy in die sop beland, om dan te sê, ek is sorry, kom ons doen dit nou, kom ons vra die Here om ons te lei, dat ons nie sal wag, tot dit te laat is nie, amen, kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir die woord, dankie Here vir u Heilige Gees leiding. Ja Here, want u Heilige Gees sê vir ons, wanneer ons onsself bietjie oortree, wanneer ons iets doen, of iets sê, wat nie in lyn is nie. Here, daar's die manier wat mense altyd sê, daar's 'n stemmetjie op jou skouer, wat vir jou sê, doen dit of doen dit nie. Daai stemmetjie is Heilige Gees. Here, dat ons sal ingestel wees op u Heilige Gees, dat ons sal weet, wanneer ons moet ja, en wanneer ons moet nee, en wanneer ons dit moet doen, en wanneer ons dit nie moet doen nie, die besluite wat ons moet neem, dat ons u eers sal raadpleeg, is dit wat u wil hê, ek moet doen. Abba Vader, vergewe ons, was ons, rein, maak ons rein, is my gebed in Jesus naam, amen en amen. My liewe broertjie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, nee, gaan maak die besluite, doen die keuses, wat die Here wil hê jy moet doen, en nie jou eie wil nie. Julle moet 'n geseënde naweek hê. As die Here se wil is, maandagoggend, selfde plek, selfde tyd. God bless.